ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U Baie welkom by Vita Dei Bybelstudies. Johannes hoofstuk 12 in die vorige opname, het ons eintlik glad nie na die teks gaan kyk nie. Ons twee belangrike gedagtes gedeel. Die een belangrike gedagte was 'n stukkie kommentaar oor die uitspraak van Jesaja dat God verhard die mense se harte dat hulle nie moet glo of sien nie. Belangrike gesprek daai. En die tweede punt wat ons aangeraak het in die vorige video was die inhoud van die evangelie. En dat ons moet seker maak dat ons die inhoud reg kry soos wat God dit sê. En nie ons eie storie spin en net 'n labeltjie opsit wat sê God se evangelie nie, want dis dan net totale misleiding, baie belangrik. Nou, in hoofstuk 12, in Johannes hoofstuk 12 kry ons die vers 42 en 43, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle die eer van die mense meer lief gehad, die eer van God. En wat interessant is, toe ons hierdie stukkie gelees het, het ek niks daaroor gesê nie, so ek wil net vir jou nou gee, as 'n belangrike ding, hulle het in Jesus geglo, maar hulle die eer van mense hoër waardig geag as die eer van God, wat hulle geloof in Jesus gekanselleer het. En dit moet jy sien. Want, Johannes skrywe, in vers 37, hoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, tog skryf hy, in vers 42, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs, en daar kry ons die sentiment, dat geloof in Jesus bring jou altyd in konflik, en dit bring jou in konflik met die gedagtegange en normes van die wêreld. En hulle word gekonfronteer met die ongeloof in die fariseërs, en uit vrees vir die fariseërs, wat sal maak dat hulle sosiale posisie verloor, het hulle geloof in Jesus gedownplay. En dit eintlik in effek, sê Johannes, is ongeloof. So as jy glo jy regtig dat Jesus is wie hy sê is, jy kan nie nou sê ja nie. Want nou sê ek ja, hy is die Alfa en die Omega, hy is die Here, hy is alles, hy is die spulpunt waarom alles draai, maar ek's banger vir die fariseërs as vir hom. Is dit 'n weerspreking in terme? Sien? Dit is 'n baie belangrike ding, Johannes daar uitleg. Hy sê verder, Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. En wie my aanskou hom wat my gestuur het. Ek het as lig in die wêreld gekom, vers 46, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat hom oordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die wat die Vader my gestuur het, en my 'n gebod gegee het, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Ja, dit is eenvoudig. Nou, daai uitlating, waar Jesus sê, wie my verwerp, vers 47, en as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie. Nou, as ek net daai woorde daar lees, dan kry ek 'n verstaan. As ek bietjie verder aanlees, en ek lees nie net die evangelie van Johannes nie, maar ek lees, sê nou maar, tot die einde van die Nuwe Testament, insluitende Jesus se heel laaste woorde, deur Johannes in Openbaring, dan verstaan ek so, hierdie woorde so. Die skrif plaas dit pragtig in konteks. Jesus sê, ek het gekom om te red, ek het nie gekom om te oordeel nie. Praat van sy sending, as mens, hy het mens kom word, vlees kom word, om te red. Dat daardie sending nie was om te oordeel nie. Dit beteken nie, dat hy nie oordeel nie. Want,
Die Nuwe Testament sluit af met die woorde, kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld na sy werke. So dis baie duidelik, hier kom hy as die lam. Wanneer hy weer kom hy as die leeu. Maar dis nie net as hy weer kom nie, is na die opstanding, tussen die opstanding en die wederkoms, is Jesus ook as regter in die wêreld totaal en al aktief. As regter. En ons sien dit in die boek Openbaring. Elke keer as Jesus die seels breek van die boekrol, die beeld wat gebruik word in Openbaring, as hy dit breek, dan stort hy die oordeele van God op die aarde uit, en dit is nie die wederkoms nie. Dit is lank voor die wederkoms. Reg van die opstanding tot en met die wederkoms is Jesus die aktiewe regter oor die nasies van die aarde, om die regverdige oordeele van God oor die mens uit te gooi, deurlopend. Daar in die boek Openbaring is pragtig duidelik daarin. So dit is wonderlik om dit te hê, want dit verduidelik so baie kritiese dinge. So in perspektief gesien en in konteks gesien, verstaan ons dat Jesus sê, ek het nie nou gekom om julle te oordeel nie. Ek het nog baie in te sê en te oordeel, maar ek het nie nou gekom om te oordeel. Ek het nou gekom om te red. Ek het 'n gebod van die Vader gekry, 'n bevel oor wat ek moet sê en wat ek moet doen. En ek hou 100% by daardie bevel. Ek is absoluut onderdanig aan wat die Vader nou vir my sê om te doen, en dit doen ek. Daar's baie ander goed wat ek wil doen en moet doen, maar ek is nou uitgestuur op 'n sending, en in daardie sending is ek aan die een wat my gestuur het, 100% onderdanig om net te doen wat hy vir my sê. Dis wat Jesus vir hulle verduidelik. Dis 'n baie belangrike ding. Dis 'n baie belangrike ding, want later verstaan ons dat die Vader ook die oordeel aan Jesus oorgee. En hy dit dan uitvoer. Dis vir my eintlik 'n kosbare gedagte, want dit verduidelik die hele toneel in Openbaring 5, waar die Vader die boekrol in sy hande vashou. En die boekrol is volledig beskrywe van binne en buite, die regverdige oordeele van God, en is verseël. Dis verseël. Daar is vir my so 'n kosbare gedagte, maar ek wil nou nie daarop tyd spandeer nie, want dis Openbaring en ons is besig met die Evangelie van Johannes. En dit bring ons by hoofstuk 13. So kom ons vir hierdie hoofstuk, kom ons begin net so bietjie daarmee. Hy sê, vers 1, voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wist dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Ja, daai een versie. Net daai een versie. Daar's twee dinge wat my dadelik tref nou. Die een is dat Jesus praat nie van die dood nie. Hy sê nie hy gaan doodgaan nie. Nee. Hy sê hy gaan oor na die Vader. Nou, dit doen hy elke liewe keer. Ek gaan na die Vader. Nooit sê Jesus, ek gaan dood nie. Dit is nooit te goed. Dis 'n perspektief ding. Ek gaan dood, asof dit so 'n grys niemandsland is, waarin jy ingaan. Nee, jy is nou hier, en dan as jy doodgaan, as jy in limbo, jy weet so grys area, en jy hang nou daar rond. Ek kry nogals heel wat het mense my dit vra, want hulle sê, Paulus skryf dat 1 Thessalonicense 4, dan sal die wat in Christus gesterwe het eerste opstaan. Maar, jy weet sê, maar nou, as hulle nou opstaan, mense sê vir my baie, ek kry dit elke nou dan sê hulle, ek het nou die video gekyk waar jy sê dat as 'n gelowige sterwe, gaan hy direk na die Vader, maar hier sê Paulus, dat die wat in Jesus gesterf het, sal eerste opstaan. Sê ja, maar jy moet nou Paulus se woorde respekteer as die woorde van Paulus en verstaan wat hy bedoel. Nee, jy moet nie net sy vokale en konsonante gebruik en dan iets anders daarin hak of aanhak, jou eie betekenis nie. So kyk mooi wat bedoel hy met wat hy sê, want in daardie selfde gedeelte sê hy
dat die gelowiges met die wederkom saam met Jesus kom. So, ja, dis 'n ou ding, nee, onder Bybelstudente, Bybelinterpreteerders, in Engels sê 'n mens, let scripture interpret scripture. So jy lees 'n moeilike gedeelte in die skrif, 'n vers wat vir jou baie moeilik is om te verstaan, lees dit in die lig van die verse wat maklik is om te verstaan. Nee, want hulle verklaar mekaar. Die skrif verklaar mekaar. Dit keer jou, daardie tegniek keer jou, dat jy nou nie wild op loop gaan met 'n Bybelversie en goed begin sê wat glad nie daar staan nie. Jesus praat nie van die dood as 'n grys niemandsland. Hy praat nie eers van ek gaan dood nie, hy sê ek gaan na my Vader. Nee, dis die eerste ding wat my tref van vers 1. Die tweede ding wat my tref daar is hierdie woorde wat sê hy het hulle lief gehad tot die einde toe. Oorgaan sy mense in die wêreld lief gehad. Ja, hy het hulle lief gehad tot die einde toe. Nou, net in die gedeelte voor dit, voor vers 1, met ander woorde, die laaste deel van hoofstuk 12, nou, hou jy mos nou 'n gedagte, dat hoofstukke versies het eers in die middeleeue ingekom in die Bybel, het was net een lang teks, so daar was nie hierdie snaakse onderbrekinge in die teks, wat jou dalk bietjie kan mislei, deur te dink dis gesegmenteer nie. Nee, dit was beter so, jy kon dit in eenheid en konteks lees. Nou, in die einde van hoofstuk 12 sê Jesus, dat hy het 'n gebod gekry van die Vader, en hy doen dit, en hy is volledig daaraan onderdanig, wat hy moet sê en wat hy moet doen. Nou sê die volgende versie, dat Jesus het sy mense, praat van sy disippels, het hy lief gehad tot die dood toe, tot die einde toe. Nou, as jy hierdie twee gedeeltes saam lees, dan kry jy 'n kosbare ontdekking, en dit is, om hulle lief te hê, is om in gehoorsaamheid aan God te lewe. En dis die stelling. Dit is die gehoorsaamheid van Jesus, wat liefde definieer. Nou, hoekom is dit belangrik om te sê? Omdat 'n mens baie maklik by 'n plek kan uitkom waar jy sê, ja, jy moet hulle lief hê, en kyk hoe lief het hy sy disipels, en dan bedoel jy iets heeltemal anders. Jy bedoel, hy het hulle lief gehad, hy was so lief vir hulle, en jy bedoel dalk iets primêr emosioneel, of jy bedoel dalk iets postmodern. Ja, jy weet, hy sê, kyk, hy is net lief vir almal, hy is net lief vir almal, almal is okay, almal julle, come on, bring it in, huddle up, weet, almal kom net hier, almal is net goed, lief. Dit is glad nie wat daar staan nie, dis glad nie wat daar staan nie, en inteendeel, dis net nooit deel van die beskrywing daarvan nie. Nou ja, miskien op daai punt hak jy nou aan en sê, ja, maar wat van die gedeelte wat sê, splanknisomai, sê die Grieks, hy het innig jammer vir hulle gevoel, en sy ingewande beweeg. Sê ja, nee, dit is hom so, sy ingewande het beweeg in sy passie, of die Engelse woord is compassion, nee, vir die mense, want hy sien hulle lyding, en hy is nie apaties teenoor hulle lyding, en die las wat die sonde en die oordeel van God op hulle bring nie, hy staan nie apaties eenkant, klinies, jy weet, druk net knoppies, en jy weet so, hy beleef die verskeuring van sonde in die mense se lewe, en die verswaring wat dit bring, in hulle totale menswees, en dit roer hom. Dit is absoluut daar, dit is 'n kosbare ding. Maar in Johannes 13 vers 1, is die liefde, word dit definieer vanuit sy gehoorsaamheid. Wat ons maak sê, dit. Alles wat ek doen aan gehoorsaamheid, in die gehoorsaamheid aan God, is liefdevol. Dis nie andersom nie.
alles wat jy doen wat liefdevol is gehoorsaamheid aan God nie. Jy dink, maar dit is presies dieselfde ding, dit is nie. Want wie bepaal wat is liefdevol? Sien jy? Wie bepaal wat is liefdevol? So gewoonlik is dit die mens wat bepaal wat is liefdevol. Dis liefdevol om my net toe te laat om te doen net wat ek wil. Dis liefdevol, ek verklaar dit as liefdevol. As ek doen wat sonde is en jy sê vir my dis verkeerd, dan is dit onliefdevol en dis veroordelend en dis nie liefde nie, sien jy? Nou is jy op 'n hele verkeerde spoor. So dat dan is die implikasie dat as jy doen wat liefdevol is per my definisie, dan is jy aan God gehoorsaam, wat beteken dat ek God is. Ek bepaal en dikteer. So as ek doen net wat ek wil en jy keer dit nie goed nie, dan verklaar ek jou as 'n persoon wat nie liefde het nie en daarom by implikasie nie aan God gehoorsaam is nie. En jy kan ongelukkig nie so omwerk nie. Dit werk glad nie so nie. Daar is net een manier om dit te verduidelik en te definieer en dit is so. Gehoorsaamheid aan God is wat liefde is. Maak nie saak wat jou idee van liefde is nie. Alles wat jy doen uit gehoorsaamheid aan God is wat liefde is. As jy in 'n verhouding is waarin jy nie moet wees nie. Jy is in 'n verhouding uit sonde, uit rebellie, uit die vlees en dergelike motiverings. En jy kom by Jesus. En jy lê jou lewe voor hom af. En Jesus sê vir jou, breek daardie verhouding. Dis sonde, dis rebellie, dis onrein en dis onheilig. As jy die verhouding breek, gaan dit drama veroorsaak. Ja, dit gaan. So, wat beteken dit? Dis nie liefdevol nie. Nee, dit is. Dis juist liefdevol. Hoe kan jy dit sê? Want dit is 'n gehoorsaamheid aan God. Dis verseker nie liefdevol om in onreinheid en onheiligheid en boosheid voor te gaan nie, net sodat dit nie drama moet veroorsaak. Wat is liefdevol daarin? Sê? Om my hart te buig voor God en aan hom gehoorsaam te wees en te doen wat hy sê, is wat liefde is. Al hou mense nie daarvan nie. Dit is liefdevol. Nee, maar Jesus sal nooit, hy sal nooit skeiding bring tussen mense nie, en hy is all about love and inclusivity, sê die vrou daar op Netflix, as hulle van vrouer, wie dink sy Jesus is. Ek sê, dis nie waar nie. Ja, ek hou van sulke type gesprekke, want as jy so antwoord gee, dan gaan mense, wat sê jy blaatant? Dis nie waar nie. Hoe kan jy dit sê? Sê, ja, het is, Jesus self sê, dink julle ek het gekom om vrede te bring op aarde? Ek het nie gekom om vrede te bring nie, ek het gekom om die swaar te bring. Ek bring skeiding tussen pa en seun en dogter en ma. Where's the love now, man? Nou, die doel van die gesprek is om vir jou te sê, geelvrug. As ek sê geelvrug, dink jy lemoen of suurlemoen, ek dink piesang, ons dink ons praat van dieselfde ding, dit is nie dieselfde ding nie. Wanneer God die woord liefde gebruik, is dit dikwels 'n geelvrug situasie vir ons. Ons dink aan suurlemoen en God dink aan 'n piesang en ons dink ons praat van dieselfde ding en dit is nie dieselfde ding nie. Daarom is dit so belangrik om uit te vind, as God sê geelvrug, van watter een praat hy? As God praat van liefde, wat is dit? Nie ons definisie nie, want ons definisie van liefde is so skeef getrek, dat ons het nie 'n benul waar is die bo en die onderkant nie. Nie 'n benul nie, ons weet nie, ons het net geen idee nie. En die woord liefde is uitgelewer aan wie ook al 'n opinie daaroor het. Jou opinie, my definisie, jou definisie. En dis glad nie hoe God daarna kyk nie.
God het sy eie betekenis en eie definisie. En vir my, om liefdevol teenoor my vrou op te tree, beteken om teenoor my vrou op te tree in gehoorsaamheid aan Christus. Om liefdevol teenoor my kinders op te tree, beteken om in gehoorsaamheid aan Christus. As ek teenoor my kinders op 'n manier optree wat nie in gehoorsaamheid aan Jesus is nie, is dit nie liefdevol nie. Al hou almal daarvan. So belangrik om te verstaan. Hy was tot die dood toe aan sy Vader gehoorsaam. Anders gesê synde, Jesus was tot die dood toe vir sy mense lief. Hy het teenoor hulle in gehoorsaamheid opgetree in alle opsigte altyd. En dis wat liefde is. Liefde is om met God saam te stem, nie die mens nie. Die mens wil jou graag laat glo dat om lief te hê beteken jy moet met hulle saamstem. En as jy nie met hulle saamstem nie, dan is dit nie liefde nie. Ek het die gesprek gehad nou die dag. Nou het 'n seun met sy pa gesprek. Die seun sê hy is gay. Die pa sê vir die seun, nou het hulle familiegesprek daaroor. Die seun sê hy neig na selfde geslag romantiese verhoudings. Die pa sê vir die seun, luister, ek's baie lief vir jou. En jy is my seun en jy sal dit altyd wees. Maar ek kan nie met jou lewenswyse saamstem nie. Voor God kan ek nie daarmee saamstem nie. Die seun sê vir die pa, wel, dan is jy nie lief vir my nie. Want, sê die seun, as jy nie kan aanvaar, my kan aanvaar net soos wat ek is nie, dan kan jy my nie lief hê nie. Nou vra die pa vir my, wat sê ek nou daarvan? Dan sê ek, ja, daar is nou eintlik niks om ouer te sê nie, ek wonder net, hoekom het jy nie die vraag vir hom teruggegooi nie? Vra vir hom, stem my, want sê die seun, as jy nie met alles saamstem nie, dan is jy nie lief nie. Vra vir die seun, hoekom is jy nie lief vir my nie? Hoekom is jy nie lief vir my nie? Hoekom is jy nie lief vir my nie? En dan vra die seun, maar hoekom kan jy dit sê, want jy stem nie met alles saam vir my nie. Jy stem nie saam met my posisie nie. En volgens jou definisie is, as jy nie met my saamstem nie, dan is jy nie lief vir my nie. So jy pas nie jou eie definisie toe nie. Maar dit is hoe dronke mens kan redeneer. So ons vat liefde na ons toe, jy moet met my saamstem, jy moet doen waarvan ek hou, en as jy met my saamstem, en doen waarvan ek hou, dan is jy liefdevol. As jy dit waag om met God saam te stem, en dit verskil met wat ek sê, dan is jy veroordelend en onliefdevol. En dis het glad nie, die waarheid nie. Dis soos in net glad nie, die waarheid nie. En die oomblik wat jy dit verstaan, kan jy nie glo, mense voer dit as argumente mee nie, maar erger nog as dit, dis nie dat mense die argument aanvoer nie, dis dat almal vir die argument val. Ek dink, hoe kan jy daarvoor val? God is liefde. En alles wat hy vir my sê om te doen, maak nie saak wat dit is nie. Is liefdevol, want dit is in gehoorsaamheid aan God. Selfs al sê hy vir my iets om te doen, wat tot my skade lei, is dit nog steeds liefdevol. Jy dink, wat? God sal dit nooit doen nie? Ja, hy sal. Tuurlik sal hy. Hoe dink jy die mense in die arena gekom? Kon Jesus hulle red uit van die leeu's? Ja, hy kon, het hy? Nee, hy het nie. Hoekom nie? Is dit nie onliefdevol nie? Sê nie. Ons het snaakse maniere ons redeneer en dink en sê. Dis my loyaliteit aan God en my gehoorsaamheid aan God wat bepaal wat liefde is. Maar ek en jy, ons koppe en gedagtes is al so verwronge deur die wêreld waaruit ons kom, dat ons selfs hierdie fundamentele, kritiese onderwerpe rakende God net nie verstaan en reg kan definieer nie. En die een wat dit vir ons kom herstel, is niemand anders dan nie as Jesus self. Elke knie sal buig.